En dis vir Millie FM 'n groot voorreg om vanoggend met die groep Skemer te gesels. En môre en welkom hier by Millie FM. Baie dankie, wat 'n voorreg om met julle te gesels. Altyd baie lekker. Daar sê, en van die wat julle wat dalk nie weet nie, dis Andrea en Armand Espach, is dit reg? Dis korrek, oom. Daar sê. Kom ons begin gou bietjie voor. Andrea, kom ons begin by jou so in kort. Vertel net gou vir die mense, waar het jy groot geword, skool gegaan, al daai tipe lekker dinge. Okay, so ek het groot geword in Hartbeespoortdam. Ek dink ons bly nou al oor die 25 jaar hier in die dorp. Ek het skool gegaan by Hoërskool Harties en laerskool by Laerskool Broeder Stroom. Maar klein dorpie altyd gewees, maar hy het nou al so uitgebrei. Dis 'n struggle om tot dorp toe te gaan oor 'n naweek. Aha. En Armand, jy? Maar ek het groot geword in Amanzimtoti tot en met ek omtrent 18, 19 jaar oud was. Toe trek ons plaas toe in Groblersdal. Dit was nogal so 'n groot aanpassing geweest. En ja, daar matriek klaar gemaak en aangegaan met die lewe. Aha. En net so terloops, hoe het julle twee bymekaar uitgekom? Ons het ontmoet op Facebook, so vir die van julle wat nie aan aanlyn liefde glo nie, daar bestaan sulke stories. Ek en Armand is hierdie jaar 8 jaar getroud en ons ken mekaar 9 jaar. Das sê, great, dis 'n mooi storie. Alright, ek gaan gou 'n paar vrae vra. Andrea, antwoord jy eerste en Armand antwoord jy dan tweede. Jy sê net watter een pas jou die beste. Okay. Okay, oom. Online shopping of winkel toe gaan? Winkel toe gaan, oom. En Armand? Online shopping verseker. Ek is nie 'n winkelmens. Okay, Andrea, reën of sonskyn daar? Sonskyn verseker, want dan is alles net lekkerder om te doen buite. Armand? Ja, ek geniet ook die sonskyn daar, Peter. As julle moet ver ry vir 'n konsert of so aan, roadtrip of vlieg? Albei is eintlik ewe lekker. Ek en Armand kan nogals lekker gesels in die kar en ons is nogals lief vir 'n roadtrip, maar vlieg is ook lekker so nou en dan. Ja, ek sal verseker kies vlieg. Is vinnig en is verby, want 'n pad kan nogals partykeer ver op. En 14 ure plus op die pad. As jy nie al die paaie is ewe mooi deesdae nie, nê? Nee, kyk, al die klein dorpies veral, hulle paaie word glad nie na gekyk op hierdie stadium van die geveg met maar baie potholes en. Okay, so as julle nou so lank pad ry, as julle by die huis is en net rustig by die huis is, ekskuus, musiek of stilte? Stilte, oom, verseker. Verseker, stilte. Okay. Ons kinders wil altyd musiek by die huis luister, maar dan stry ons teen dit, maar dan soek ons stilte. Ja. Kos maak of wegneem etes? Kos maak. Ja, kos maak, dit is lekker intiem familietyd en ons albei kan lekker kos maak, so ons geniet dit nogal. Okay, uitgaan of tuis bly? Tuis bly. Ja, verseker. Lekker ene hierso, Nutella of grondboontjie botter? Nutella vir my. Ja, ek dink ook ek sal Nutella. As ek moet kies, Nutella vat. Okay, braai of potjie oor 'n naweek? Ja, dit is 'n moeilike een daai. Potjie. Ja, potjie. Okay. Ek is lief vir al twee. As hy laaste een, pineappel op 'n pizza, ja of nee? Glad. Ja, vir my. Ja, glad. Andrea, ek dink jy het nou iets genoem daarvan, het julle kinders? Ja, oom, ons het 2 kinders. Hulle is 12 en 6. Alright, great. Andrea, wat maak jou baie kwaad in die lewe? Daar's nie regtig baie nie, maar ek sou sê skynheilige mense. Okay. En Armand, jy? Ja, so die ding wat my die meeste kan kwaad maak is as iets of iemand my tyd mors. Aha. Ek haat dit om te sit en wag
fyn. Soos, Want ek is altyd op tyd by 'n plek. soos by 'n dokter of 'n tandarts of so iets. Ja, nee. Ek like is goed. Dis Alright. kom ek nie mal toe van dit. Ja, kom ons kyk bietjie, Andrea, het jy enige musiekopleiding na skool gehad of het jy tydens jou skooljare musiekopleiding gehad? Oom, ek het begin sanglesse vat toe ek omtrent so 14 jaar oud was. Ek was eintlik 'n danser gewees en toe het my ouma eintlik vir my gesê sy dink ek het 'n mooi stem en toe ek begin gaan vir sanglesse van die ouderdom van 14 af, maar eintlik eers meer ernstig begin opvat hier van 19 jaar oud af. Okay, great. En Armand, jy? Nee, ek het niks sangopleiding of enigiets in daai lyn gehad nie. Daar was al 'n keer wat iemand vir my gesê het ek moet dalk gaan sanglesse neem en ek het dit baie offensive opgevat. Maar toe ek nou meer professioneel begin sing, toe begin ek agterkom dat dis eintlik 'n kompliment as iemand vir jou sê moet gaan vir sanglesse, want dit gee vir jou 'n groter verskeidenheid in range wat jy kan sing op die einde van die dag. Met ander woorde, hoër sing en laer sing. En Dis soos om jou stem te gym. yes, en asemhaling en al daai tipe van goed, nê. Nee. Al daai goed, ja, wat ek toe nou nooit geweet het nie. Ja. Ek en Armand het toe nou toe ons mekaar ontmoet het hy saam met my aangesluit by vocal coaching vir so 3 jaar. Okay. Tot en met vandag te doen ons dit nog steeds, ja. Alright, great. Speel enigiemand van julle instrumente, musiekinstrumente? Ek speel akoestiese gitaar. En nou en dan sal ek 'n bietjie klavier speel by die huis of jy weet iets anders probeer leer. En Andrea is nou besig om te leer om die ukulele te speel. Okay. So het jy jouself geleer gitaar speel? Ja, self geleer hoor, van YouTube af. Okay. Maar die maklikste. Great. Kom ons kom bietjie by julle musiek. Julle is nou 'n hele paar jaar al in die bedryf en aan die gang, as ek dit nie mis het nie, hier van 2019 min of meer af. Dis korrek, oom. En wat was julle eerste treffer wat julle gehad het? Sê dit harder. Dit harder is vrygestel in 2019, maar hy is weer afgehaal en hervrygestel in 2022. So, in die publieke oog sal mense eintlik sê ons het eers musiek begin vrystel in 2022. Okay, great. Skryf julle julle eie musiek? Armand skryf die meeste van ons musiek, maar ons het wel al ook saam skrywers gewerk soos Hugo Ludik vorige jare en dan nou mees onlangs Stroomop het Emile Pol geskryf. Vertel ons bietjie van Stroomop. Waaroor gaan dit? Wat was die inspirasie daarvoor gewees? So die liedjie beeld maar eintlik uit, jy weet, in elke situasie kan dit moeilik gaan, maar jy besluit om daai persoon of die goeie uitkoms van 'n slegte situasie te kies elke dag bo enigiets. Okay. So dit is 'n keuse wat 'n mens elke dag moet maak. Ja, dis 'n keuse wat 'n mens maak op die einde van die dag, ja. Al gaan dit stroom op, kies jy daai persoon en jy gaan deur dit en jy kom op die einde van die dag uit waar jy moet wees. Daar sê. En julle musiek is beskikbaar op al wat 'n platform is? Al die platforms, oom, dit is op Apple, op Spotify, YouTube. Hulle kan vir ons oral te gaan luister. Ons sal dit vreeslik baie waardeer. Alright, en as julle as mense julle in die hande wil kry vir besprekings en so aan? Hulle kan gerus kyk op ons Facebookblad. Ons besprekings word gedoen deur Woon van Wyk by Legacy Events. So al sy details is op ons Facebookblad. Hulle kan gerus daar gaan kyk. Daar's 'n e-mailadres en 'n foonnommer. Daar sê. Andrea, enige nie enige nie. Hoeveel songs gaan julle nog hierdie jaar uitbring? Kom ek vra so. Oom, die beplanning is 3. Okay. So, Stroomop en dan nou nog 2tjies vir hierdie jaar. Alright. So elke 3 tot 4 maande. Dit klink vir my na 'n wenresep. Ja. Julle al ooit gedink of het julle dalk in die verlede, ek is nie seker nie, ek moet nou bieg, enige collabs saam met ander kunstenaars gedoen? Nee, nog glad nie collabs gedoen nie, want dit is moeilik as 'n duo groep wat reeds 2 is om geïnkorporeer te word by 'n solo artist. Ja. Dan maak dit bietjie moeilik, ja. Maar dis tog iets waarna jy sal kyk as dit verbykom.
Verseker. Ja, ons sal verseker dit oorweeg en daarna kyk in die nabye toekoms. Daar sê. Nou ja, toe van Milie FM se kant af baie sterkte met julle loopbane vorentoe of met die groep se loopbaan vorentoe en ons kyk met verwagting uit na julle nuwe musiek wat julle in die res van die jaar gaan vrystel. Baie dankie oom en dankie dat julle as stasie ons loopbaan ondersteun en ons musiek speel. Ons waardeer dit opreg. Ons is nou besig om te kyk of ons die Apple Charts kan klim. So ons is besig op pad op. Nou ja, toe, ons kyk uit vir julle. Baie dankie. Dankie hoor, lekker dag vir almal.